Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag, dis die 15de Augustus, Koffiekuier 965. Ons staan stil hierdie paar weke van Augustus, die laaste 4 weke van Augustus, by 'n preekreeks wat gaan oor die pilare van geloof vanuit die Hebreërbrief uit. Nou, julle sal onthou dat ons verlede week Vrydag en dan nou Sondag en afgelope Dinsdag so 'n bietjie gekyk het na die feit dat geloof is om die onsigbare te kan sien. En daar het Hebreërs 11 uit, waar die skrywer vir ons sê, geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. En hoe mens regtig eintlik ook in jou geloofslewe moet fokus daarop om te sê, wat is die dinge wat God vir my in belofte het, en ek gaan daaraan kan vashou. Ek kan seker wees van hierdie dinge. Maar nou weet ons dat dit in die lewe en die praktyk van geloof nie baie keer so maklik is nie. Ons aandag word heel dikwels afgetrek deur goed wat gebeur in die lewe, deur dinge wat op ons lewenspad kom, wat vir ons laat vra, wat ons laat twyfel, laat wonder oor geloof en oor die beloftes van die Here dan nou natuurlik ook. Maar dan ken die Hebreërbrief skrywer mos nou ook hierdie situasie en hy help die gelowiges van destyds wat ons nou vanuit die Joodse konteks gekom het om op 'n manier te sê, in hierdie wedloop wat jy hardloop, gaan dit so wees, daar gaan dinge wees wat jou aandag probeer aftrek, daar gaan dinge wees wat vir jou half wil van die roete afvat, as 'n mens dit so kan sê, maar dan sê hy in hoofstuk 12 vers 1, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, en hy verwys natuurlik na die voorbeelde van geloof wat hier in hoofstuk 11 van baie uitgepak het, vanuit die geskiedenis van die volk Israel uit. Hy sê, maar terwyl ons nou hierdie klomp geloofsgetuies, hierdie skare rondom ons het, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Nou ek gaan vanmôre net hierdie 1 en 'n halwe vers eintlik saam lees, vriende. Want ek wil net net so 'n bietjie daaroor nadink, met die oog op Sondag se erediens ook. Wat is die dinge in die lewe, in jou geloofslewe, wel, jou geloofslewe en jou lewe is eintlik mos nou een, maar wat is die dinge wat jou aandag wegvat van dit wat God vir my en jou in bedoeling het? Wat God vir my en jou wil hê? Wat is die goed wat dit vir jou moeilik maak om te bly fokus op die beloftes van die Here? Want dit is die goed wat die Hebreërbriefskrywer vir ons sê, ons moet daai goed probeer eenkant toe skuif en onthou, ons het 'n skare van geloofshelde, wat eintlik ons aancheer op hierdie reis, as mense dit so kan sê, wat vir ons help om te sê, moenie uit ons foute uit dieselfde foute maak nie, leer liewer daaruit, dan fokus op God, en hy sê dit so mooi, ons moet die sonde wat ons so maklik verstrik afgooi, elke las, letterlik in die Griekse teks staan daar, julle onthou mos nou in daardie tyd hierdie ouens in wedlope deelgeneem, hulle het sonder klere gehardloop, dankie tog, dis nie meer heeltemal so nie, maar hulle hierdie las afgooi, ons sê, trek al die klere uit wat jou vashou, wat jou belemmer om die wedloop te kan hardloop. En dan sê hy, ons moet fokus op Jesus Christus. Want in Christus, vriende, is die begin en die einde van ons geloof natuurlik saamgevat. Ons het eergisterand by ons disippelskapgroep ook weer gepraat daaroor om te sê, ons het 'n nuwe identiteit in Christus. As gelowiges is dit nie meer net Heinrich Karstens wat hier sit nie. My identiteit is gevestig in Christus en daarom verander dit my totale uitkyk op die lewe. Behoort dit te verander. En dis wat die skrywer van die Hebreërbrief vir ons kom sê vanmôre ook hier. Fokus op Christus, nie op die goed hier langs die kant wat jou aandag aftrek nie op die sonde wat jou so verstrik en die lewe vir jou moeilik maak nie. Fokus op die Here Jesus, want onthou, hy is die een wat jou geloof begin en sal klaarmaak. Hy is die een wat vir ons die genade gee deur sy gees om in geloof te kan bly volhard. Vriende, dink 'n bietjie na en daaroor hierdie naweek. Wat is die dinge, soos ek net gesê het, wat baie keer jou aandag aftrek van die beloftes van God, ook vir jou lewe as kind van die Here? En dat ons dalk 'n bietjie gaan nadink en sê, maar hoekom is hierdie goed so belangrik vir ons? Hoekom trek dit ons aandag af? En dat ons regtig dan ook weer sal leer om al hoe skerper te fokus
op die voorbeeld van die Here Jesus wat hy vir ons gestel het. Ons gesels Sondag so 'n bietjie verder oor hierdie tema. Ek is by ons kerkgebou aan die woord, wat ook uitgesaai word, so jy's welkom om in te skakel en daar saam met ons. Kom ons sit so dan, bid ons vanmôre saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat ons identiteit, Here Jesus, in U gevestig is. U wat geloof begin en voleindig. U wat die Alfa en die Omega is. U is die een aan wie ons onsself kan vasbind. Eintlik, Here, kan ons dit ook nie doen, want U doen dit vir ons. Deur U Gees en die Gees se werking kom U in ons lewens in en U maak hierdie beloftes wat U vir ons het, waar in ons lewens. Maar Here, ons weet dat dit baie keer vir ons moeilik is om dit te bly glo, om ons fokus en ons aandag net by U te hou. Ons word so maklik van die pad afgetrek deur allerlei ander goed. En daarom is ons gebed dat U regtig ook vir ons die genade sal gee om net op U te bly fokus, om alles in te sit, om daardie spreekwoordelike wenstreep te kan behaal, en dis die lewe in volmaaktheid by U. Dankie dat ons vanmôre ook kan bely dat die sonde wat ons so verstrik, wat ons so vashou, Here, dat U reeds daarvoor gesterf het, dat U betaal het, dat U versoening gebring het. Help ons daarom om daardie goed af te gooi, soos laste wat ons vashou, dat ons dit afgooi en sê, dit gaan my nie vashou nie, want my identiteit is in Jesus Christus vas. En dankie Here dat ons geloofshelde het, mense wat ons vooraf gegaan het in hierdie wedloop van geloof, wat vir ons 'n voorbeeld gestel het ook, waarna ons kan kyk en waaruit wie se lewens ons kan leer. In die woord sê U vir ons 'n klomp van hierdie geloofshelde, maar ook in ons eie lewens is daar mense wat ons na kan opkyk, wat ons kan sê, dankie Here, ook vir hierdie voorbeeld van geloof. En Vader, as ons dit bid, is ons gebed dan ook, mag ons tog ook maar op 'n manier 'n voorbeeld van geloof vir iemand anders wees. Gee ons die genade daartoe om dit te doen. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, geniet jou koffie, geniet jou naweek. Ons kuier Sondag in die erediens saam en dan volgende week Dinsdag gesels ons so 'n bietjie samevattend weer oor hierdie tweede aspek van ons geloofspilare, naamlik dat ons kan bly fokus op Jesus Christus, die begin en die volleinder van ons geloof. Mooi loop en 'n lekker naweek vir jou.